Die eindtyd betekenis is, dis die simbool van die vroeë kerk na Pinkster. Die vroeë kerk net na Pinkster. Vol waarheid, maar later verkoel in liefde en vurigheid. So hy het verkoel in liefde en vurigheid. En dis basies vanaand die betekenis van die Efese. Great kerk, awesome kerk. Maar as een ding wat jy nooit moet vergeet, jy moet nooit jou liefde vergeet wat jy vir die Here het nie. En vurigheid, vergeet nie. Want jy moet vurig wees vir die Here. Amen. Goed. Halleluja. Ons gaan na die volgende kerk toe. Die volgende kerk was vir my 'n baie interessante kerk. En ek wil vanaand dit met jou deel. Ons kyk na die volgende kerk, die Smyrna kerk. En dis die kerk ongeveer tussen 100, die jaar 100 en die jaar 313 na Christus. So nadat die Efese kerk, die Smyrna kerk, dit is die jaar 100 tot 313 na Christus. Dis verskriklik baie jaar terug. Toe het hulle nog nie fone en daai goed gehad nie. Kom ons lees daardie kerk se brief. Die Smyrna kerk. Skryf aan die leraar, dis nou vers 8 tot en met vers 11. Skryf aan die leraar van die gemeente in Smyrna. So sê die eerste en die laaste, wat dood was en weer lewend geword het. Ek ken julle verdrukking en julle armoede, en tog is julle ryk. Ek weet ook van die kwaadstokery van die mense wat daarop aanspraak maak dat julle Jode is en dit nie is nie, maar tot die sinagoge van Satan behoort. Moenie bang wees vir wat julle alles gaan ly nie. Moenie bang wees vir wat julle alles gaan ly nie. Kyk, die duiwel gaan party van julle in die tronk laat gooi, sodat julle in beproewing sal kom, en julle sal 10 dae lank baie swaar kry. Bly getrou tot die dood toe, en ek sal julle die lewe as kroon gee. Elkeen wat kan hoor, moet luister na wat die Gees vir die gemeente sê. Die wat oorwinning behaal, sal beslis nie deur die tweede dood getref word nie. Die ander woord of die betekenis van Smyrna kerk, van die Smyrna kerk, was die verdrukte kerk of was bekend as die martelkerk. Die verdrukte kerk of die martelkerk. Nou, dis 'n kerk waar die Here kom en hy waarsku direk. Die vyand gaan dit doen, maar wanneer hy dit gaan doen, gaan ek vir jou die deursetting vermoë gee, gaan ek vir jou sê, jy kan daardeur kom, jy gaan daardeur kom, al is dit 10 dae na die tyd. Dis belofte. Okay. Maar ek wil vanaand bietjie stil staan net eers by die woorde, die eerste en die laaste. En dit beteken dat van die begin van Pinkster af, wat dit by die Here begin het, by Jesus wat sy Gees uitgestort het, tot die einde van die verlosser wat Jesus ook is, wat sal terugkom om te regeer. Nou eerste, wat protos beteken, is the foremost in time, place, order or importance. So dit praat van die eerste, die begin, die beste en die hoof van die kerk. Die eerste. Protos.
Die laaste, wat die woord laaste beteken, is eskatos. Ons het laasweek ook gehoor van eskatos. En dit is die farthest of final, place or time. So dit beteken die laaste, die einde en die laaste van die laaste. So wanneer die Here sê, so spreek die eerste en die laaste, spreek hy vanaand in wat die woord eintlik sê, spreek hy vanaand van die eerste, die begin, die beste en die hoof, tot die laaste, die einde en die laaste van die laaste. Na die Here is daar nie. Okay. Die woord sê hy was dood, maar kyk, hy het opgestaan en hy leef. In hierdie brief sê die koning aan die gemeente dat daar baie is wat sal swaar kry. Daar baie is wat armoede sal beleef. Dat daar baie swaar tye wat nog gaan kom, maar nog steeds is jy ryker in hom geestelik. Omdat jy in hom vashou. En ek weet nie van u nie, maar hierdie kerk van Smyrna is besig om af te speel. En die kerke gaan afspeel baie vinnig. Okay. Met ander woorde, die Here sê, hy weet daar is verdrukte tye wat gaan gebeur. Hy weet dit. Ek praat nie van die verdrukking nie, ons kom later daar. Hy sê daar is verdrukte tye. Tye, plural, meer as een tyd. Verdrukking, singular, gaan dit een tyd gebeur. Okay. So, met ander woorde, die Here sê daar, hy weet daar is verdrukte tye wat gaan kom. Tye van marteling. Ek wil jou nie bang maak vanaand nie. Ek wil jou opgewonde maak. Tye van marteling. Maar dis tye waar die gelowige, ek en jy, ryker geestelik sal wees as ooit tevore. Amen. Dis tye waar ons ryker geestelik sal wees as ooit tevore. As jy gewonder het, wanneer kom 'n tyd van openbaring kennis, is dit nou. Amen. In die verdrukte tye. Jy sien, die doel van die vyand is om te kyk hoeveel gaan hy saam met hom kan vat na sy wêreld toe. En wie gaan by die Here bly? Maak nie saak nie. Nou as ons kyk na die woorde, die duiwel gaan van julle in die gevangenis laat sit, dit dui op vervolging deur aardse magte. Okay? Soos die Romeinse owerhede. Maar agter dit lê 'n geestelike stryd. Okay. Satan probeer die geloof van 'n gelowige toets en breek. Die toets is die wortel vir jou neus en die marteling is die breek. Hy probeer. Maar die vraag is, gaan ons as kerk dit toelaat dat hy ons breek of gaan ons rise? Openbaringskennis, nê? Dan 10 dae lank verdrukking hê. Die 10 dae kan simbolies wees vir 'n beperkte tyd van beproewing. Dit beteken die lyding sal nie vir altyd duur nie. Geen verdrukkinge is vir altyd nie. Nie eens die verdrukking wat kom is vir altyd nie. Amen. En sommige verklaarders, sommige geleerdes sien dit, dat dit as 'n kort maar intense tyd van vervolging. En is dit nie wat hulle noudig op die nuus gesê het nie? Of nie nuus nie, wat die bewering is, dat hulle die Christendom wil inperk? Dis nie, dis 'n kort maar intense tyd van vervolging. Okay. Kan jy sien hoekom ek sê die kerk van Smyrna is besig om af te speel in die tyd waarin ons is? Dan die woorde, wees getrou tot die dood toe. Gelowiges word aangemoedig om standvastig te bly, selfs as dit hulle lewe kos.
Maar ek wil vanaand vir jou sê, dat wanneer jy in die Here vertrou, gaan dit nie vir jou saak maak wat met jou stukkie bene gebeur nie. Want as jy jou oë gaan toemaak, gaan jy jou oë oopmaak by die Here. Okay. So, dis hoekom ons lewe moet reg wees. So kom ons elke dag moet weet, Here, is ons by U, is ons saam met U. Excuse my, skat. Ek soek die charger asseblief. Okay. Dan, saam met daai weesgetrou by die dood toe, ware geloof wys dit in volharding wat jy het tot die Here. Nie net in voorspoed nie, maar in vervolging ook wat gaan kom. Okay. So wat is die agtergrond van die boodskap? Dankie. Is die eerste en die laaste, Jesus is vir ewig, hy is bo tyd en omstandighede. Hy wat dood was en weer lewe gekry het, is 'n troos vir die gemeente wat met die dood en vervolging gekonfronteer word. Ek ken jou verdrukking en armoede, maar jy is ryk, al het hulle niks materiaal nie, is hulle geestelik ryk in Christus. Moenie bang wees vir wat jy gaan ly nie, 'n aansporing tot volharding te midde van vervolging. Wees getrou tot die dood toe en ek sal jou die kroon van die lewe gee. Dis 'n belofte vir ewige lewe vir diegene wat gaan volhard. Amen. So. Die verdrukte kerk. Die marteling kerk. 'n muur, nie 'n muur wat rondloop nie, 'n muur of bitterheid, soos mirre, wat deur druk vrykom. Lof, is die betekenis, lof getrouheid te midde van vervolging, daar is nie, hoor mooi, daar is nie 'n bestraffing nie, in die kerk nie. Die Here bestraf nie die kerk nie. Hy bemoedig. Wat is die eindtyd betekenis van hierdie kerk? 'n Simbool van die kerk tydens die Romeinse vervolgings, baie martelare, maar geestelike suiwer en sterk. Die eindtyd betekenis is 'n simbool van die kerk tydens Romeinse vervolging, menende baie martelare, maar geestelik suiwer en sterk. En dis die kerk van Smyrna. Ons is in 'n tyd waar die Here, en ek sê nie dit omdat ek dit dink nie, ek sê dit vanaand omdat dit fisies gebeur. Ons is in 'n tyd waar die Here nie op hierdie oomblik die kerk bestraf nie. Ons is in 'n tyd waar die Here die kerk bemoedig. Ja, hou vas. Dis soos toutrek. Die kerk trek aan hierdie kant en die Satan trek aan daai kant. Ons is in 'n tyd waar ons hom moet vashou en grip hê. En dis waar daai 10 dae inkom. 'n Kort periode van verdrukkinge en vervolgings. Nie die verdrukking nie. Verdrukking is 7 jaar, ons het niks te doen met die verdrukking nie. Ons gaan daaroor leer, maar ons as kerk het niks te doen met die verdrukking nie. Hierdie is verdrukkinge. In Engels, die Engels is so mooi sê, and you will face many trials and tribulations. Tribulations, plural, meer as een. En die groot verdrukking is net een periode. Amen. So dis in die tyd wat ek vanaand wil met my hart uit deel ook, wat ek regtig glo ons is in die tyd van Smyrna. Want die vervolgelinge kom, die martelare kom, om die kerk stil te maak,
En wat sê die Here? Sy kerk sal weer opstaan en die mense sal dan sien wie is die ware gelowiges van die Here. So daarom, die kinders van God gaan geopenbaar word. So daarom is dit so dat ons deur 'n tyd gaan waar daar swaar kry gaan wees. Soos ek nou genoem het, waar 'n daaglikse maaltyd R100 was, is hy nou R200. En ek meen, dit gaan alles oor. Dit gaan die swaar kry, gaan oor na die finansies, dit gaan oor na jou persoonlike lewe, dit gaan oor, maar jou geestelike word verryk. So ek wil jou bemoedig vanaand dat al leer ons vanaand van die kerk, van wat die kerk inhou, wat die Here besef, of nie besef nie, verduidelik in hierdie brief aan Johannes. En ek dink Johannes moes een awesome mens gewees het om al die inligting te kan hê. En van die inligting het die Here gesê, weerhou het van die mens. En Johannes is vandag by die Here. En hy sê, Here, maar ek weet van hierdie. En net selektiewe mense sal die Here aan openbaar, wie die Here kan vertrou met die woord. Mag ons 'n kerk wees wat die Here kan vertrou met die woord. Halleluja. Is u nog met my met die kerk van Smyrna? Nou ons gaan oor na die derde kerk toe, en hierdie kerk se naam is vir my, maar ek gaan hom sê, halleluja, Pergamum. Sê ek het reg, nee, is u met my, Pergamum. Pergamus. Hierdie een van my sê Pergamum. Dis die Engels in julle dan, ja. Okay, en julle vertaling sê Pergamus. Okay. Ja, dis 'n belofte. Kan jy nie plan dit net so uit te druk, maar dan gaan jy met die Here wees. Vir die reis. Yes. Maar ons gaan nadat ons die kerke gedoen het, gaan ons kom by die beloftes. Ek het dit in hierso. Wanneer jy asem uitblaas. Die tweede dood is wanneer jy gaan praat. Ja. En as jy nie die Here het, maar as jy die Here Jesus is jou op aangeneem het, en jy gaan hemel, gaan jy nie die tweede dood sterf en skade ly. Amen. Dis presies so. Maak dit sin, Christine? Okay. Oh. Jo, nee, dankie. Okay, die derde kerk waarna ons gaan kyk vanaand, en dit is ook die kerk waarmee ek gaan sluit. Ons doen die eerste 3 kerke vanaand, volgende week gaan ons aan met die kerke. Ek het net gevoel die Here het baie openbaring wat hy vanaand gee. So, die kerk, soos dit in julle, ek het die 83 vertaling, dat ek dit net sê, want anders gaan julle wonder waar kom ek op die naam, en julle die 53 vertaling. So, die kerk Pergamus, of in my vertaling Pergamum, wat, dieselfde ding, Engels-Afrikaans. Okay. So kom ons lees die brief, wat die Here aan Johannes gegee het, om vir die leraar te gee, van daardie gemeente. Hy sê, skrywe aan die leraar van die gemeente in Pergamum. So sê hy wat die skerp swaard met die 2 snykante het. Prys die Here. As jy nie nou al begin besef, dat die woord 2 snydende kante het nie. Okay. Ek ken die plek waar julle bly. En hoor, en hierdie is vanaand vir my 'n ander ene. Daar waar die troon van Satan is. Ons wonder wat het hierdie gemeente gedoen. Tog bly julle aan my naam getrou en julle het nie julle geloof in my afgesweer nie. Selfs nie in die tyd van Antipas, my getroue getuie, doodgemaak is daar by julle waar die Satan bly nie. Maar ek het 'n paar dinge teen julle. Interessant. Die Here gee lof al die pad, en dan net maar.
Maar ek het 'n paar dinge teen julle. Julle het mense daar wat die leer van Bileam aanhang. Hy het vir Balak geleer om die volk Israel van my afvallig te maak, sodat hulle afgodsoffervleis geëet en onsedelikheid bedrywe het. So is daar onder julle dan ook mense wat die leer van die Nikolaiete, aanhang en dieselfde sondes doen. Hoor mooi wat sê die Here, hy sê, bekeer julle nou. Anders kom ek gou na julle toe en sal ek daardie mense bestry met die swaard van my mond. Elkeen wat kan hoor moet luister na wat die Gees vir die gemeente sê. En dan kom die belofte wat ons nou oor sal gesels. Aan elkeen wat die oorwinning behaal, sal ek van die verborge manna gee. En daarby sal ek vir hom 'n wit steentjie gee met 'n nuwe naam daarop gegraveer, wat niemand anders ken nie, net hy wat dit kry. Hierdie gemeente van die Here sit in 'n plek waar hulle die Here se naam hoog hou, aan hom getrou bly, maar hulle sit in 'n plek waar die troon van Satan gevestig is. Die stryd in hierdie brief van die gemeentes is al klaar, as mense dit in menslike terme moet sê, 10 vlakke hoër. Want dis nie net meer dit gaan kom nie, dis hier. Hulle hou vas aan die woord, hulle hou vas aan wat die Here vir hulle gee, of hulle sê om te doen, hulle hou vas aan die naam van die Here, maar hulle is gevestig in 'n plek waar die troon van Satan is. En dis gevaarlik. Die Here sê aan die gemeente dat hy weet wat aangaan in hulle lewe. En dink daaraan dat jy vanaand met hierdie stelling kan sit om te sê die Here weet wat aangaan in jou lewe. Hy weet dat hulle die staat maak op dat hulle staat of hulle glo of soos kom ons gaan terug na die woord toe. Dat tog bly julle aan my naam getrou en julle het nie julle geloof in my afgesweer nie, selfs in die tyd van Antipas. OK? My getroue getuie doodgemaak is daar by julle waar die Satan bly nie. So hulle hou vas. Hulle hou vas in die naam. Maar hulle bybedoelings is nie Christelik nie. Jy kan vashou aan die naam van die Here vanaand, nee. Maar as jy vanaand met jou dade anders te doen, dan is jy net so vas aan die troon van Satan. En dis wat die Here hierdie gemeente kom waarsku het. Hierdie gemeente is op die oomblik 10 levels hoër as wat enige van die ander 2 gemeentes was. Want hulle hou vas aan die naam, maar hulle doen en laat is in gelyk staan aan die troon van Satan. En dit is vir my al hoe meer, as jy die prentjie kan skep vir jouself, hoe dit gaan wees wanneer die antichrist die heerskappy vat. Claiming to be Christ, holding on to the name of Christ, maar sy doen en late. Sodom en Gomorra gebly, terwyl hy geglo het, en sê wat gered was. Lot het in hy nes gebly. Dis waar. Dis waar. Dis waar. So met ander woorde, die troon van Satan vanaand in hierdie skrif is 'n troon van verdeeldheid. Jy hou vas aan die Here se naam, maar jy is gelyk staan aan 'n troon van verdeeldheid. En die Here kom spreek reguit met sy kerk. Hy sê jy kan nie aan my naam vashou maar aan die troon van verdeeldheid gelykstaande wees nie. Jy het 2 keuses. Bekeer jou of ek kom soos die 2 snydende swaard en ek kom vinnig.
En ek voel, dit is nie ek voel nie, ek voel in my gees, ja, ek kan maar sê, ek voel in my gees vanaand, dit is hoe die Here met sy kerk is. Bekeer jou of ek kom met 'n tweesnydende swaard. Mag hierdie gemeentebrief, hierdie brief aan die gemeente Pergamum of Pergamus, mag dit vanaand vir die kerk 'n eye-opener wees. Dat jy kan nie aan 'n troon van verdeeldheid gekoppel wees as jy 'n kind van die Here is nie. Daar's een troon van eenheid en dis is Abba Vader, God die Seun en Heilige Gees. Daar is net een troon. En die vraag wat ons vanaand self moet vra is die troon van eenheid in ons harte of is daar 'n troon van verdeeldheid wat sy plek inneem? En as jy dit in dieper konteks gaan lees, is dit wat die Here die kerk hier vra. Wie laat jy toe om die troon in te neem vanaand? Laat jy toe vir 'n troon van verdeeldheid of laat jy toe vir 'n troon van eenheid? En dit is wat die gelowige skei van die Seun, van die Vader en van die Gees vanaand. Is 'n troon van verdeeldheid. En dis wat die kerk, want as jy dieper lees in hierdie skrif, as jy dit gaan mediteer, dis wat die kerk toegelaat het om te gebeur. Die agtergrond van Bileam was dat hy 4 keer, Bileam kan jy gaan lees, die verhaal van Balak en Bileam kan jy gaan lees in Numeri 22, maar die agtergrond van Bileam is dat die Here iemand wat aan die verdeeldheid betrokke was, gebruik het om die kerk 4 keer te seën. 4 keer te seën. Maar daar was 'n verdeeldheid gewees. As jy meer wil lees oor daai, ek het nou nie die skrifte aangehaal nie, maar doen jy sal begin, jy gaan lees Numeri 22. Gaan lees hom. 22. Nou hierdie kerk van Pergamus of Pergamum speel af in die jaar vanaf die jaar 313 tot die jaar 590 na Christus. 'n hele paar jaar. 590 jaar verder. 313 tot 590 na Christus. En ewen in dis nie as jy op die tydlyn vat nie so lank na Christus nie. En die Here sê al klaar, daai kerk het 'n troon van verdeeldheid. En ons is 2025 jaar na Christus en ons ervaar dit nog steeds. Amen. Die Here waarsku my, bemoedig ook, dat die mense hulle moet bekeer en tot redding moet kom, omdat hy vinnig sal kom om hulle reg te sien. Prys die Here. Omdat hy vinnig sal kom om hulle reg te sien. Kom ek gaan dit nie daal, kom ek lees vir jou die woorde, dis wat die Here sê. Vers 16, bekeer julle nou, anders kom ek gou na julle toe en sal ek daardie mense bestry met die swaard van my mond. En wat is die swaard van die mond? Dit is die woord van God. Hy sê, bekeer julle, mense wat aan die verdeeldheid, mense wat aan die troon van verdeeldheid gelykstaande staan, bekeer julle, anders kom ek gou met my tweesnydende woord om jou reg te sien. Nou ek sê van daai mense, ek bekeer my eerder nou, as wat die Here moet kom en vir my sê, luister broer, luister. En dis is my bemoediging vanaand. Nie om jou bang te maak uit hierdie kerk, onthou, ons is hier met lering, ons is nie hier met vreesagtigheid besig nie. Is om jou te leer, dat die kerk is na daai vlak toe op pad, weer eens. Kan ek julle nog 'n interessante ding vertel? 7 kerke, 7 pastore, 7 jaar van verdrukking. 3de jaar, 3de kerk van verdrukking.
Die troon van verdeeldheid gaan gebeur. Dit gaan gebeur. Daar kan nie 'n beter gelykenis wees en deurtrekking wees as dit nie. Die derde kerk ervaar die troon van verdeeldheid in die jaar 313 tot 590. En as ons dit moet uitwerk, as ek dit vinnig kan doen, ek wou dit doen, maar ek het nie. Vir 277 jaar het hulle 'n troon van verdeeldheid gehad. 277 jaar. En as jy kyk na wat die woord sê wat in die verdrukking gaan gebeur, dis amper 'n identiese spieelbeeld van wat die Here ons nou al waarsku. En hy waarsku die kerk van vandag met hierdie woorde: bekeer nou of ek kom gou. En daai woorde gou moet al klaar vir jou sê. En 'n ander interessante ding is dat die Here sal spreek en dit sal tot stand kom. Deur vorm van spreek sal daar baie meer vryheid wees. OK. Kom ek deel met julle die simboliek en betekenis van die kerk of van die woord. Die swaard met twee kante. Vanaand beteken dit verwys na Christus se woord wat van oordeel en waarheid. Volgens die Hebreëse boek Hebreërs 4 vers 12. Hebreërs 4 vers 12. En ek sal graag daai skrif vanaand vir jou wil lees. Ek is skoon verby hom. Is opgewonde om die woord te deel, dis hoekom. Hebreërs 4 vers 12, hy sê: Die woord van God is lewend en kragtig. Dit is skerper as enige swaard met twee snykante en dring deur selfs tot die skeiding van siel en gees en van gewrigte en murg. Dit beoordeel die bedoelings en die gedagtes van die hart. En die Here sê, bekeer nou of ek kom gou met die tweesnydende swaard. Wat jou gedagtes en jou hart gaan beoordeel as jy gelykstaande is aan die troon van verdeeldheid. Die troon van Satan vanaand, simbolies vir die Pergamin, is as 'n sentrum van afgodery en geestelike duisternis. So hulle was nie net besig met afgodery, hulle was in duisternis gewees. Hulle het nodig gehad om die lig weer te hoor en te sien. Dan as ons kyk na die belofte, wanneer ek nou by beloftes kom, as ons kyk na die belofte, die verborgen manna verwys na God se voorsiening en geestelike voedsel vir die wat getrou bly. En dan kom ons by die wit klippie. Ek gee net so 'n oomblik kans dat hulle kan klaar skryf. Dan kom ons by die wit klippie met 'n nuwe naam. Waarskynlik simboliseer dit aanvaarding en oorwinning. In die antieke wêreld is 'n wit klippie soms gebruik as 'n toegangsbewys tot feesmaalte of as 'n teken van vryspraak. OK. Die nuwe naam dui op 'n persoonlike, ewige verhouding met Christus
alleen. Nie 'n verhouding met Christus en jou lewensmaat nie. Hy sê 'n verhouding met Christus alleen. Jy kry daai klippie. Jy kry 'n nuwe naam. Moenie nou dink wat die nuwe naam sal wees nie, jy sal nog nie weet nie. Die Here sal dit vir jou gee. En net hy en jy sal weet. Interessant. Watter rol speel die kerk in die eindtyd? 'n Kort opsomming. As jy kyk na die kerk Pergamus, kyk jy na die kerk as 'n verdraande of 'n komprosmakende kerk. Met ander woorde, en hier kom die shocking revelation. Dis 'n staatskerk. Dis 'n staatskerk. Waar die staat beheer het oor die kerk. Sien u hoe gaan ons van Smyrna af na Pergamus toe of Pergamus toe? Dis 'n verdraande. Hoe sê jy? Ja. Nou 590 jaar na Christus was dit al 'n staatskerk gewees. Die betekenis van die verdraande of komprosmakende kerk of die staatskerk is dat dit dui op die huwelik en die verhewe. Huwelik en die verhewe. Of verhewe. OK. Dis die betekenis, né? Die lof. Onthou die Here het eers lof gegee. Die lof van die kerk is getrou ter midde van heidense omgewing. Die heidense omgewing volgens die woord en hierso is die troon van Satan. OK. En hier kom die bestraffing. Dis die toelaat van valse leer. En dis hoekom die woord sê in hierdie tyd waarin ons is, sal daar baie valse leraars wees. Dis die bestraffing is die toelaat van valse leer soos Biliam en die Nikolaïte. Goed. Wat is jou eindtyd betekenis as volg? Dit is. Dit dui op die tyd toe die kerk in die wêreld, toe die kerk, ek moet dit nou mooi sê, want dis 'n tongknipper, né? Dit dui op die tyd toe die kerk in die wêreld getrou het. Na Konstantyn se bekering word Christendom die staatsgodsdiens. So die ware geloof begin vermeng met wêreldse mag en heidense gebruike. En kerk van God, dis so voor ons. Het julle dit? Vermeng met wêreldse mag en heidense gebruike. Wêreldmag, ek hou nie van jou nie, ek gaan jou bombardeer met 'n nukleer. Toef, jy's weg. Heidense gebruike, kom ons gaan die woord vat. As die woord sê elke oor moet luister, gaan ons sê die wat wil luister kan maar luister. Net vir daai dui op die huwelik. Is dit die einde betekenis? Ja, jy het gesê kerk is getrou te midde van heidense ietsie, maar voor dit het jy gesê dui op die huwelik. Okay, die einde betekenis is dui op die tyd toe die kerk in die wêreld getrou het. Voor dit. Kom ek gaan weer dit die betekenis is die huwelik of verhewe. Die lof
Die lof van die kerk is getrou te midde van heidense omgewing. Die bestraffing is die toelaat van valse leer. Dis Biliam en inequalite. En dan die eindtyd betekenis, dui op die tyd toe die kerk in die wêreld getrou het, na Konstantyn se bekering word Christendom die staatsgodsdiens. En dit praat van die ware geloof begin vermeng met wêreldse mag en heidense gebruike. En ek hoop dit gee vir julle 'n prentjie vanaand van waaroor die kerk van Pergamus gaan. Pergamus is besig om aan te breek. Ja, dat gebeur ons. Die wêreld sê, my Christendom is 'n staatsgodsdiens. Wat gaan gebeur wanneer ons in die verdrukte, nie ons nie, wanneer die mense wat oorbly of agterbly in die verdrukte tyd is, daar gaan 'n one world religion wees. So, die Christendom word die staatsgodsdiens. Dit word die one world religion. Maar ook nie wat die totaal Christendom gaan wees nie, want daar gaan baie valse leringe wees daarin. En heidense gebruike. So hier waarsku die Here al die kerk. Ja, dis wat voor. 590 jaar na Christus waarsku hy die kerk. Dis wat gaan kom. Ja oom. Hier staan as dit lees, die Heer van Biliam wat Balak geleer het, om 'n struikelblok vir die kinders van Israel te werk, naamlik afskotoffers te eet. Kom ons kyk na die struikelblok wat die wêreld vir ons stoor is. Van die merk wat jy kan eet. En As dit, mens kyk na Lot, toe die engele gekom het en vir Lot gesê, kom uit die nes. Lot wil nie regtig. Hy het gesê nie, kom ons gaan eers hoor, ek wil vanaand eet. amen. Dis so. En die mens hou vas nog die les wat hy sit. Hy wil nie vorentoe beweeg. Dis waar. En daai wat oom ook nou gesê het van wat die wêreld voorhou. Daar's die UK, United Kingdom, wat gesê het hulle moet nou die nuwe digital ID kry in die hand. En daar was 2 miljoen mense wat 'n petisie geteken het. Net vir interessant onthou, wat is 'n standaard blokkie inligting. Daar's 2 miljoen mense wat daarteen geteken het dat dit nie mag gebeur nie. Maar op die einde van die dag gaan jy dit nie kan keer nie. Dit gaan gebeur. Okay. So dis al klaar, die kerk van Pergamus het al klaar soos die kerk van Smyrna sy voet al klaar vorentoe getree met die verdeelde troon. Okay. Maar ja, van ons beroep verdrukking kom, gaan dit meer geopenbaar word. Okay. Goed. Wat waarsku die eerste 3 gemeente ons? Kerk van die Here. Hy waarsku ons, draai terug. Die eerste gemeente waarsku jou, draai terug na jou eerste liefde toe. Bekeer julle en vind die Here weer. Okay, dis wat die waarskuwing is. Het jy dit? Dan die tweede gemeente waarsku jou, moenie bang wees nie en vertrou op hom deur elke verdrukkinge. Elke ding wat jy gaan deurgaan, elke vervolging wat daar gaan wees, vertrou op hom. Dan die derde gemeente waarsku jou. Bekeer of ek kom gou. Hou vas aan my waarheid en nie aan die Satan se troon nie. Dit is wat hy ons leer. Okay. Watter beloftes is daar vir die mense in die 3 kerke van Efesië, Smyrna en Pergamus? Aan elkeen wat oorwinning behaal, sal ek 'n ete gee van die boom van die lewe wat in die paradys van God is. Dis jou belofte. Jy sal aan elke een wat oorwinning behaal, sal ek 'n ete gee van die boom van die lewe wat in die paradys van God is. Jy sal nooit honger ly nie. Geestelik sal jy altyd gevuld wees.
Die tweede belofte. En hoor mooi, die Here sê elke keer die wat oorwinning behaal. So hy sê vir jou, dat jy gaan moet skouer aan die wiel sit, jy gaan moet oorwin die heeltyd. Die wat oorwinning behaal, sal beslis nie deur die tweede dood getref word nie. Jy sal vir altyd by hom wees. Okay. Die derde belofte. Aan elkeen wat die oorwinning behaal. Die eerste belofte, aan elkeen wat die oorwinning behaal. Die tweede belofte, die wat die oorwinning behaal. Die derde, aan elkeen wat die oorwinning behaal, sal ek van die verborge manna gee. Daar het my gesê, die Here sal jou voed met die woord. Daarby sal ek vir hom 'n wit steentjie gee, met 'n nuwe naam daarop gegraveer, wat niemand anders ken nie, net hy wat dit kry. Dis die belofte van die Here af. Aan elkeen wat oorwinning oorhaal, sal ek die verborge manna gee. En die woord, dit aangaan, verborge manna gee. En daarby sal ek vir hom 'n wit steentjie gee. Ja, dit sê ek, en jy sal altyd gevoed wees in jou gees. Weet jy die res? Okay. In my eerlike opinie, oom, dis manna wat nog nooit aan die mens bekend gemaak is nie. Dis gehou vir juis vir die tyd waarin ons is. Ja. Ja. Dis spesifiek gehou om die mens, die gelowiges te voed in die tyd wat kom. En wat is manna? Manna is woord. Die manna word woord. Die woord sal soet soos heuning wees op jou tong, al is dit bitter in jou maag. Die waarheid sal altyd tot die einde toe bly. Halleluja. Ek het vanaand se woord baie geniet. En dis die 3 kerke. Het u enige vrae wat ek dalk kan probeer beantwoord?